Hartlike goeiemôre, good morning. Ja, ons hoop julle is gereed om nog 'n heerlike oggend saam met ons en 'n hele paar interessante gaste te spandeer. Praat jou Els, ons het 'n lekker propvol program. Maar gaan dit goed met jou? Uitgerus, uitgespaar? Ja, wat? Die naweek wink. Kyk, dis baie goeie nuus. Ek gaan net rus. Net rus. Ja, Jy dis ook wat, seker, maar dis wat jy alhoewel- altyd sê. Ja, maar jy is mos maar lief daarvoor om heeltyd sosiaal te verkeer. Ja, ek hou myself bietjie besig, maar ek meen jy's ook een wat altyd sê jy gaan rus en dan maandag dan hoor ons net weer, ek was tot hier laat toe so besig en ek kon nie slaap nie en is hierdie kant toe en is daai kant toe en is liefdesbriefies heen en weer. Nee, wat? Kom ons hou by die feite, nee. Is nou nie nodig om storieetjies op te maak nie, maar ek wil wel vir jou sê, pragtige blazer wat jy Ja, vanoggend aan het. kyk wat doen die blazer. Sjoe, Kyk net dit wat doen hy. iets vir jou, hoor. Ons kuier vandag weer lekker by die veearts. Mos vier hulle 7de bestaanjaar. Die uitvoerende hoof Rudolf van der Westhuizen vertel ons bietjie meer daarvan. Wêreldklas tennis keer ook terug met 'n splinternuwe Rise Arena Open. John Loughnane die jager deel met ons meer oor hierdie groot toernooi. En dan, inderdaad, kyk wat doen 'n blazer. Kyk net wat doen 'n blazer. Ons gaan bietjie met die dame daar agter gesels, Luzanne Forshey, oftewel the Farming Blonde. Nadat haar video ook viral gegaan het en die hele land aan die praat het. En dan 'n hoogtepunt vir my kollega Nadine. Kom kuier in die ateljee. Ek is so opgewonde want weet jy wat, ons deel iets eksklusief. Is dit? Ek gaan nie nou al verklap wat dit is nie, maar maak seker jy bly ingeskakel. Kan nie wag nie. Ek kan net nie wag nie. Nou ja, toe. Ek kan graag dan die eerste storie deel vanmôre. Asseblief. Ek wil dit graag doen. Ja, solank daai brilletjie net daar is. Ja, as die brilletjie op is dan saam met weet die jy. blazer. Daar sien. Nou ja, 'n fascinerende video op die TikTok blad. Clarence Dinos het onlangs die aandag van natuurliefhebbers en wetenskaplikes wêreldwyd getrek. Dr. Gideon Groenewald wys in die video hoe 'n oeroue fossielskedel as gevolg van die vreeslike reën na miljoene jare deur die eenvoudige erosiesloot in die Vrystaat blootgelê is. Hierdie ontdekking bring 'n merkwaardige paradoks na vore. Vir paleontoloë is water tergelykertyd 'n bondgenoot en vyand. Terwyl reën en erosie die aarde se skatkis oopmaak en fossiele wat vir eeue versteek was ontbloot, is dieselfde elemente ook besig om hierdie brose oorblyfsels te verweer. Kom ons hoor wat Dr. Gideon Groenewald gesê het. Vanoggend het ons nou weer 'n spesiale ding hier in die Vrystaat waar die reën van die afgelope 2 weke 'n klomp nuwe goed oopspoel. Hier sit ons met een van die grootste skedels wat ek nog gesien het in hierdie omgewing. En hier is sy een groot tand wat uitsteek. Dit is soos 'n olifant se tand wat dan daar sit. En hier het die ander tand afgebreek. Kan julle daar sien, is die ander tand. So dit is 'n baie langwerpige skedel met 2 prominente tande wat so uitsteek. Daar's geen ander tande in die kop, wat beteken dat ons sit heel moontlik dan met of 'n Lystrosaurus of een van die groot Dicynodonts uit die Daptocephalus sone. Nou, Baie interessant, né? Ek moet sê, ek het nog gedink is een van 'n rotsformasie of 'n ding. Wys jy nou net? Selfs ek. Ja. Maar is dit nie vir jou interessant om te sien hoe gewild of hoe daar soveel mense is wat steeds belangstel Baie. in iets soos dinosourusse nie? Dit Ek is nogal verbaas baie, daaroor. moet is ek sê. eintlik verblydend om te kan weet daar's mense wat konstant gaan soek vir dit. Maar nou ja, En ek weet nou onlangs in Thailand ook is die grootste dinosaurus daar ook ontdek. Regtig? Ja, word nou uitgestal in 'n museum ook. en dit is jy gedink het hulle nou al alles gesien, alles al half ontdek en goed dan. Kom daar weer 'n ligte bytjie reën soos onlangs in Suid-Afrika. Kies in die tong sê ek. 'n Ligte bytjie, ja, sê jy. Tong in die kies. Het ek nog gesê kies in die tong. Goeiemôre, dis alles die blazer se skuld. Kyk net wat doen die blazer. Vertel. Nee, daar's niks in, we gaan skare maak vanmôre nie. Goed, ek het ook 'n interessante brokkie wat ek wil deel. Terwyl die wêreld se oë op die 2026 sokker wêreldbeker gefokus is daar 'n span wetenskaplikes in die VSA, Kanada en Mexiko wat reeds jare lank aan die perfekte speeloppervlak skaaf. Nou na die kritiek oor velde tydens verlede jaar se Copa America, het FIFA besluit dat slegs die heel beste goed genoeg vir die wêreld se beste spelers is. Die uitdaging is egter enorm,
Baie van die reuse stadions is met kunsgras vir die sogenaamde American football ontwerp. Pieter sal nou meer daarvan weet. Of is binnenshuise arenas waar natuurlike sonlig nooit die grond bereik nie. Nou om hierdie groen woestyne in wêreldklasvelde te verander, moes navorsers elke fyn detail ontleed. En hier is nou 'n hele paar faktore wat 'n rol speel, naamlik die presiese lengte van die gras en hoe die bal daarop hop en rol, hoe stewels op die oppervlak reageer om beserings so ver moontlik te voorkom, die gebruik van spesiale LED-ligte om die gras binnenshuis aan die lewe te hou. Die keuse van gras is ook selfs 'n kuns. En ek sien in Miami word Thai Bermuda gras ingespan, terwyl koeler gebiede 'n mengsel van ander grasse dan nou gebruik of inspan. Maar jou Kentucky bluegrass en daai tipe goed. Ja, en raaigras blykbaar, dit was vir my nogal 'n nuwe een. Nog nooit daarvan gehoor nie. Daar is selfs plastiekvesels in die natuurlike gras ingeweef om dit ekstra sterkte en stabiliteit te gee. Miljoene vierkante meter gras word in verkoelde vragmotors na die stadions gejaag en 10 dae voor 'n wedstryd dan nou geïnstalleer. Binne die stadions word die gras onder 'n gloed van pink LED-ligte gevoer om dit in 'n top toestand te hou. Op hierdie vlak kan 'n paar millimeter die verskil tussen 'n wedstryd wat traag voel en een waar die bal blitsvinnig en glad oor die veld gly wees. Wil jy nou meer? Ooit in jou Kyk, lewe gedink dat daar soveel wetenskap agter die grasvelde van 'n sokkerwedstryd sou wees? Ek het dit nooit besef nie, maar dit maak sin as 'n mens nou so terugdink aan my skool daar destyds, Ja. jy weet, om momentum en so aan te bepaal. So ja, die oppervlak wat 'n baie groot rol speel, maar ek het nie gedink dat dit so tegnies kan raak. Ja. Jy weet, met betrekking tot die soort gras nie. Ons weet die wetenskap agter die cricket pitches gewoonlik, nê, van hoe hy nou gedokter word en mooi na hom gesien word. Maar nog nooit het ek gedink 'n sokkerveld nie. Ek het ook al gesien as hulle die rugbyvelde oordoen, maar ek meen obviously met die los scrums en al daai goeters is daar baie meer trapplek en vas trapplek. Ek dink 'n arme sokkerveld met al hierdie nadat hulle hom so gedokter en dopgehou het, gaan nie 'n halfuur hou met 'n rugbywedstryd nie. Waarskynlik nie. En die ander ding is, dis ook vir my interessant om te sien hoe opgewonde mense oor die wêreldbeker is. Soveel so dat daar nou al truitjies vir hondjies is en so aan. So daar's goeie gees oor see, veral in die oorseese lande. Maar ons gaan dit definitief ook met 'n valkoog dop hou. Ek hou van sokker. Dit is my 'n mooi netjiese sport. Dit is 'n baie lekker sport, maar ek sukkel om dit te verstaan, die reëls en die dinge. Ek sal maar net weer moet gaan stil sit saam met 'n kenner soos Arnold. Ja, Net so 'n bietjie, ek dink na die tweede wedstryd behoort ek bietjie meer 'n idee te hê. Dit was amper soos wat ek van American football glad niks verstaan het tot ek vir Amerikaners sê, "Hoekom sit jy hier langs my? Jy verduidelik vir my." nou kan jy weer vir my verduidelik. Ja. Ek wil meer daarvan ook weet. Dit was lank terug, maar ek sal vir jou verduidelik. Goeiemôre, good morning. Dis waar jy wil wees. Lekker saam met my en Elsa vanmôre 'n propvol program. So sorg dat jy net nie weggaan nie. Kry vir jou 'n lekker koppie koffie as dit die eerste een is. Maak seker hy's ook lekker vars. Andersins sit terug en ontspan vir die volgende ure wat net hier saam met ons by Goeiemôre, good morning. Ons gaan nog baie gesels. Mos verjaar. Ons het 'n nuwe tennistoernooi en kyk wat doen die Blazer. Kyk wat doen die Blazer. Kyk.